Voordat ons die woord van die Here oopmaak, kom ons bid saam. Heilige en almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees. U het deur die eeue heen met mense gepraat, daar van die begin af. Later deur profete, deur psalms, wyshede, briewe, visioene, en uiteindelik deur u Seun, die lewende woord, Jesus Christus. Here, ons kom vanoggend en ons nader u woord met eerbied, met verwagting. U het beloof dat u woord nooit na u leeg sal terugkeer nie, maar dat u sal doen waarvoor u dit uitstuur. Daarom vra ons nederig vanoggend. Kom Here, stuur dit ook vanoggend in ons harte in. Maak ons stil voor u Gees. Laat die geraas van ons gedagtes bedaar. Laat die bekommernisse en die afleidings van die week nie ons ontvangs van u waarheid versluier nie. Verbreek deur ons hardheid, ons selfregverdigheid, ons oppervlakkige luister tot diep binne in ons wese, in ons menswees in, daar waar net u kan bykom. Here, gee ons die vermoë om te hoor. Nie net te hoor nie, maar te luister, te verstaan. Nie net met ons ore nie, maar met ons menswees. Laat u Gees vanoggend die skrif vir ons oopbreek, sodat ons dit sal verstaan soos u dit bedoel het, en sodat dit ons lewens kan vorm na u wil. Laat ons, wanneer ons vandag uit die woord hoor, nie onverskillig of traag wees nie, maar in geloof en gehoorsaamheid reageer. Spreek, Here, ons is hier, ons luister. In die naam van Jesus Christus ons Here, die lewende woord. Amen. Ons het die afgelope tyd met Pinkster, ek het gister, verlede Sondag, net terwille van die wat nie tydens Pinkster hier was nie, of nie verlede Sondag nie, het ons bietjie ingezoom rondom die werking van die Heilige Gees, hoe dit gebeur het, hoe Pinksterdag ontstaan het, hoe die kerk gebore is, en hoe die Here deur sy Gees werk. Ons tema tydens Pinkster was gedoop met die Gees van Christus. Al daardie sessies is op ons gemeente se videokanaal. As u dit gemis het, gaan luister daarna. Toe het ons verlede Sondag gesê, ons gaan bietjie uitzoom. Ons het ingezoom, in die detail van wat gebeur het, en verlede Sondag het ons bietjie uitgezoom. Ons tema was, wanneer God ingryp, heilige asem in 'n stofjas. En dit gaan daaroor dat God dit so beskik het, dat toe hy ingryp, want deur die Ou Testament, deur die eeue heen, kon die mens nie self daarin slaag om weer reg te maak wat hy verbrou het nie, ten spyte van die geleenthede wat die Here gee, het die Here self ingegryp. En hy het dit op 'n spesifieke manier gedoen. En omdat hy God is, nie 'n mens nie, want as ek gedink het, God moes dit op 'n manier gedoen het, dan sou ek dit anders gedoen het. Maar hy's God, en hy het besluit om dit op 'n spesifieke manier te doen. Die manier waarop God besluit het om dit te doen, is dat hy in ons verkreukelde, stikkende liggame, ons aardse stoffelike bestaan, gekoppel aan die gebrokenheid waarin ons lewe,
sy heilige asem, sy heilige gees in ons kom plant. Sodat aan die een kant, terwyl my liggaam besig is om te vergaan, terwyl ons die hele tyd hoor van siekte en dinge wat gebeur, wat mense op die ou einde tot by die dood laat omdraai, die gebrokenheid, uiterlik is daar innerlik iets wat gebeur. En ons gaan in die volgende tyd gaan ons 'n bietjie daarop fokus. Ek het aanvanklik gedink, ons moet 'n bietjie praat oor die gawes van die Gees. Wat is dit wat die Here my gee as gewone mens, as plaasboer, as huisvrou, as pensionaris? Wat is dit wat die Here my gee om sy koninkryk uit te bou? En daar's baie opsies. Ons kan praat oor die spesiale gawes, die sprekende tale, die gawe van genesing, die gawe van apostelskap en al die goed. Maar baie keer voel daardie dinge bietjie ver van ons af, en dit is goed wat die Here aan spesifieke mense op spesifieke tye gee met 'n spesifieke doel, maar daar is sekere gawes wat hy aan sy kinders gee wat deel van hulle lewe moet wees. Elkeen. Was vir my so mooi, die eerste keer toe ek besef het, ons het altyd gepraat van die vrugte van die Gees, daar in Galasiërs 6. Maar toe ek mooi gaan lees en besef, maar dis die vrug van die Gees. Dis nie verskillende vrugte en jy kry die vrug en ek kry daai vrug nie. Dis 'n vrug wat in elke kind van die Here se lewe moet wees. So wat is daar wat die Here gee? En ons gaan meestal in hierdie volgende Sondag of 2 gaan ons op hierdie goed fokus. Volgende Sondag gaan ons kyk na ons kyk nou vandag en volgende Sondag na die bergpredikasie, maar volgende Sondag na die saligsprekinge. Wat gebeur is, ons nou in die Bybelstudie en die Here, ek moet dit met u deel, die Here is dikwels op so 'n manier besig in ons lewens, dat dinge net so in mekaar invou, dat wanneer jy kyk na wat die afgelope tyd gebeur het, dan kan jy net besef, dit was vir my so kosbaar, so rukkie terug toe Esmy na ons toe kom en sy sê, Daddy, Mommy, die Here was die afgelope tyd aan die werk. En heeltemal uit die blou toe ek het daar gesit, ek kon nie 'n woord sê nie, dat my kind kom en vir ons vertel, want ek weet, ons was die hele tyd saam met haar in hierdie krisis. Sy moes Januarie begin werk, toe sê hulle nie, hulle stel Maart maand eers aan, toe wag ons vir Maart maand, toe kom Maart, toe kom April, toe kom Mei, en die kontrak kom nie. En wat moet sy doen, en hoekom gebeur dit, en al die dinge. Intussen het ons vir haar gesê, maar begin so lank leer, kry Microsoft kwalifikasies in jou rigting, dat jy jou beter bekwam, dat wanneer hierdie werk kom, dat jy teen 'n hoërkerf aangestel kan word, en al so aan, en so het sy besig gehou, en uiteindelik toe daardie brief kom, toe alles so in plek val, toe kom sy na ons toe, en sy sê, weet julle, as dit Januarie sou gebeur het, dan sou ek nie so en so en so reg gewees het hiervoor nie. Dan sou dit en dit en dit nie gebeur het nie, en dit moes gebeur het. Hierdie is God se tyd. En so gebeur dit in ons lewens, dat die Here 'n tyd het, waarin dinge net so in plek val. Een van die dae gaan ons weer iemand hier voor hê, wat hier saam met my sit. Onthou jy so ruk terug, het ons so getuienis gehoor van iemand wat kom getuig het. Daar's nog iemand wat so gaan kom getuig, en ek is baie opgewonde, want daardie dag het ek 'n kort preek, want daai is 'n manspersoon hierdie keer, en hy het so baie om te sê, dat ek wonder of ek gaan tyd kry om te preek.
Maar die Here het wonder op wonder op wonder in sy lewe gedoen. En ek en hy het al saam gesit en huil daaroor. Oor hoe mooi dit is om die Here so te sien werk. Die Heilige Gees as heilige asem in ons as stoffelike mense. En nou kom Matteus en hy begin met sy evangelie en hy begin met hierdie evangelie, hy skryf sy evangelie aan die Jode om vir hulle te bewys dat Jesus Christus die Messias is, uit die geslag van Dawid, uit die geslag van Abraham. So het Jesus gekom en hy het baie aanhalings na die Ou Testamentiese profeseë toe om dit vir hulle so te bewys. Maar een van die groot dinge wat Matteus doen is dat hy daarop fokus om te sê dat Jesus is groter as Moses. Moses het uit Egipte gekom, hy het die volk uit Egipte uitgelei. Jesus, onthou Josef en Maria moes ook op 'n stadium Egipte toe vlug. Jesus het ook uit Egipte uitgekom. En Moses, soos Moses sy volk deur die Rietsee gelei het, so kom Jesus en hy word gedoop in die Jordaan. En soos die volk saam met Moses 40 jaar in die wildernis geswerf het, so kom Jesus en hy word 40 dae in die woestyn versoek deur Satan. En wanneer Moses op die ou einde opgaan berg toe en hy ontvang die wet, die 10 gebooie uit die hand van die Here, so gaan Jesus met sy eerste preek ook op berg toe en hy gaan sit daar toe hy die skare om hom sien en hy begin die wet van die Here nuut vertel. Op 'n nuwe manier. Onthou, die volk moes stadig stukkie vir stukkie ingelei word in dit wat Jesus kom sê en kom doen het. Want hulle het dit selfs tot aan die kruis gebeur, aan die kruisiging, selfs na die opstanding het hulle dit nie aanvaar nie. Daar herken nie, hulle het dit nie besef nie. En hulle was maar stadig om te verstaan. En nou, hulle op daardie stadium, toe Jesus hier kom, toe was hulle gewoond 'n goeie godsdienstige, die elite van die godsdienst, is daai oomies wat op die hoeke van die strate staan met sulke gebedskettingkies en hulle kralietjies en hulle doen hierdie lang gebede. En die een wat die grootste woorde in die langste gebed bid, hy is die hoofrabbi. Dit is godsdiens. Wanneer jy jou broer moet vergewe, dan kan jy hom, as jy nou regtig ver uit jou pad uit wil gaan, dan vergewe jy hom 3 keer. Maar that's it. Daarom kom Petrus, wanneer hy na Jesus toe kom en hy vra vir Jesus, Here, hoeveel kere moet ek my broer vergewe wanneer hy teen my oortree? Selfs 7 keer? Dan rek hy daai 3 na 7 toe. En dan sê Jesus vir hom, nee, 70 maal 7. Daar's 'n ander wet. Jy verstaan, Petrus, jy verstaan die wet verkeerd. Wanneer 'n vrou nie haar plig as vrou reg nakom nie, as hy die kos 3 keer verbrand het op die stoof, dan gee die man vir haar 3 waarskuwings elke keer. Hy sê vir jou, ek gaan jou skei. Volgende keer, ek gaan jou skei. Hierdie kos smaak nie soos my ma se nie. Ek skei jou. As hy dit 3 keer gesê het, dan moet sy uit. Dan is hulle wettig geskei. Nou partykeer sê hy dit sommer in een sin. En dan kom Jesus en hy sê, nee, wat God saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Julle verstaan godsdiens verkeerd.
Ek het die afgelope tyd weer redelik met mense te doen gekry in ons gemeenskap, Kromdraai Rooiberg, wat godsdiens verkeerd verstaan. Dit is godsdiens. Dit gaan om pligpleging. Dit gaan daarom om die dinge reg te doen. Ons praat op 'n stadium op Rooiberg, sê die een tannie, maar hoekom kan ons nie bietjie van hierdie meer nuuter liede sing nie? Hoekom sing ons net ou liede? En sy sê, die eerste keer toe ons die oorwinningslied, sy sê, my dominee, dit was nog voordat jy gekom het, die eerste keer toe ons die oorwinningslied sing, en ek my arms in die lug steek, terwyl ons sing, is hier 'n tannie agter my, wat my so saggies aan my armpies vat, en hulle so afdruk, en vir my in my oor fluister, in ons kerk, steek ons nie ons hande in die lug op nie. Wat moet ons hoor? Ons moet hoor, en dit is waaroor dit in hierdie volgende tyd gaan, dat God wil soms sê, ons moet 'n ding op 'n sekere manier doen, maar die manier waarop ek godsdiens beoefen. Ek het eendag 'n prokureur wat vir my gesê het, 'n Christen prokureur. Daar is Christen prokureurs ook. Hy sê vir my, dominee, daar is soveel mense wat godsdiens pleeg. Ja. Die manier waarop ek dink dit behoort gedoen te word, is dalk nie die manier waarop God, en ek moet oop wees, ek moet myself oopstel, om te weet hoe God wil. Nou in Matteus 5 tot 7, is hierdie preek wat Jesus daar op die berg gehad het. Ek het net so 'n stukkie video dat van die mense wat met die Bybelstudie was gevra, dominee, wys tog net bietjie vir die ander ook in die preek rondom die Bybelstudie. Dit gaan rondom dit wat ons nou hier gesê het. Kom ons kyk net gou daarna. Matteus wil spesifiek vir ons wys hoe Jesus die voortsetting en vervulling van die hele Bybelse verhaal oor God en Israel is. Dat Jesus die Messias uit die nageslag van Dawid is. Dat hy 'n nuwe geslag hebbende onderwyser soos Moses is. En nie net dit nie. Jesus is God met ons, of in Hebreëus, Immanuel. Matteus het hierdie boek ontwerp met 'n inleiding en dan 'n gevolgtrekking. En hierdie dien as 'n raamwerk om ongeveer 5 duidelike dele reg in die middel, wat elkeen afsluit met 'n groot gedeelte van Jesus se onderrig. Hierdie ontwerp is spesiaal so gedoen en dis wonderlik. Kyk net hoe werk dit. Hoofstuk 1 tot 3 begin die toneel deur Jesus se verhaal direk aan die storielyn van die Ou Testament te koppel. So Matteus begin met Jesus se geslagregister en beklemtoon dat hy van die messiaanse geslagslyn van die seun van Dawid is. En hy is 'n seun van Abraham, wat beteken dat hy God se seun aan alle nasies gaan bring. Daarna kry ons die bekende storie van Jesus se geboorte en hoe al die gebeurtenisse die profetiese belofte van die Ou Testament vervul, dat al die nasies sal kom om hulde aan die Messias te bring. Dat die Messias in Bethlehem gebore sal word, maar selfs meer as dit, dat Jesus se ma, Maria, se swangerskap van die Heilige Gees is en sy naam is Immanuel. Al hierdie dinge werk saam om te wys dat Jesus nie net 'n mens is nie, hy is God met ons. God word mens. Jy kan dus 2 van Matteus se kerntemas hier in die inleiding sien. Hy is van die geslagslyn van Dawid. Hy is Immanuel. Maar Matteus wil ook wys hoe Jesus 'n nuwe Moses is. Nes Moses het Jesus uit Egipte gekom. Hy het deur die doopwaters gegaan en hy het vir 40 dae in die wildernis ingegaan. En dan gaan Jesus by die berg op om die mense op 'n nuwe manier te leer. So deur al hierdie dinge bevestig Matteus dat Jesus die beloofde een is, wat groter is as Moses, wat Israel van slawerny gaan bevry. Hy gaan aan hulle nuwe goddelike onderrig gee. Hy gaan hulle van hulle sondes red en 'n nuwe verbondsverhouding tussen God en sy mense bring. Hierdie parallelle tussen Moses en Jesus verduidelik ook waarom Matteus die middel van die boek op hierdie manier beplan het. Hierdie 5 hoofdele wys uit hoe Jesus die een is wat onderrig en hy het 'n parallel geskep.
Jesus as die een wat onderrig is 'n parallel met die 5 boeke van Moses. Jesus is die een wat met gesag onderrig gee oor 'n nuwe verbond wat die volle storielyn van die Torah gaan vervul. En so kom die Here deur Matteus en hy lei die Nuwe Testament in. Hy kom praat in hierdie preek, in die begin van hoofstuk 5, Matteus 5, praat hy van die werklik gelukkiges, die ware gelukkiges. En dis die saligsprekinge, ons gaan volgende Sondag daarna kyk. Maar in hoofstuk 5 tot 7 het hy, dis sy preek, en het hy verskillende aspekte van wat die eienskappe is van die werklik gelukkiges. In die eerste plek sê hy hier in vers 13 en 14, hierdie werklik gelukkiges is die sout van die aarde en die lig vir die wêreld. Wanneer ons volgende Sondag na hierdie eienskappe gaan kyk, van hoe behoort hierdie werklik gelukkige, ware geluk, Connie Burger het 'n boekie geskryf, vreemde geluk. As ek iemand is wat dit in my lewe wil toepas, dan moet ek weet, ek is sout, ek is lig. En dan wanneer Jesus dit sê, dan sien hy seker die fronse op die koppe van die mense wat daar voor hom sit. Wat bedoel hy? En dan sê hy vir hulle, onthou, ek het nie gekom om die wet, die Ou Testamentiese wet, die 10 gebooie tot niet te maak nie. Ek is die een wat die wet kom vervul, kom volmaak, die volle betekenis van die wet vir julle te kom verduidelik. In vers 18 sê hy, dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Daar is 'n wet, waarvolgens ons moet lewe. Daar is iets, ek kom weer terug, toe Piet Smit dit so mooi gestel het. Wat moet ek doen? Wat moet 'n mens doen om hel toe te gaan? Ek hoef niks te doen nie. Ek is op pad hel. Daar moet iets gebeur om dit om te keer, dat ek die ewige lewe kan beerwe. Daardie wedergeboorte. En daarom, wanneer dit in my lewe gebeur het, en wanneer ek dit ernstig bedoel, dat dit my ingesteldheid is, dat ek dit najag, dan sal ek so lewe. Hier in vers 23 praat Jesus van versoening. Hy sê, as jy jou gawe na die altaar te bring, en dit jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar, en maak eers vrede met jou broer, en kom dan, en bring jou gawe. Versoening is vir God verskriklik belangrik. Dit gaan vir ons daarom dat terwyl daar onvrede, terwyl daar vyandskap tussen God en ons was, het God ons met hom kom versoen. En wanneer ek een van hierdie werklik gelukkiges is, dan moet my lewe dit ook wys. Kuisheid, sy volgende onderwerp. Hy sê, julle het gehoor, jy mag nie egbreek pleeg nie, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n ander vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart daar egbreek gepleeg. Wanneer ons nou na hierdie verskillende aspekte gaan kyk van wat Jesus gesê het, let mooi op, die groot kern tema van alles is, godsdiens, my diens aan God begin binne in my hart. Maak nie saak hoeveel keer ek die regte gedrag openbaar nie. Reg optree
ter wille van godsdiens nie, as my hart nie reg is nie, is dit vir God nie aanvaarbaar nie. Selfs die mooiste wat ek doen. My hart teenoor hom moet reg wees, my gesindheid. Dit wat ek doen moet gedryf wees deur hierdie heilige asem, die Heilige Gees binne in my. Dan is dit vir hom aanvaarbaar. Daarom praat hy van egskeiding. Daar's gesê, elkeen wat van sy vrou skei moet vir haar 'n skeibrief gee. So as jy vir haar 'n skeibrief gegee het, dan is dit reg. Maar ek sê vir julle, elkeen wat van sy vrou skei, behalwe oor oorspel maak, dat sy egbreek pleeg. En iemand wat met 'n geskeide vrou trou, pleeg ook egbreek. En so praat hy met hulle oor hulle gesindheid, waarin dit daarin gaan, dat mans, vrouens sommer maar net as objekte behandel, en hulle links en regs, ons dink aan daai Samaritaanse vrou, wat na Jesus toe gekom het, daar by die put, waar hy van gesê het, jy's nou al by jou 5de man, of jy het 5 mans gehad, en die een by wie jy nou is jy nie meer getroud nie. En in daardie stadium, emansipasie het nog nie ingeskop nie, so die mans het nie hulle eie werk gehad, en hulle eie inkomste kon genereer nie, hulle was 100% afhanklik van die mans. Kan nie so met iemand anders werk nie. Aflê van 'n eed. Jou ja met jou ja wees, jou nee. Vergelding. Julle het gehoor dat daar gesê is 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. Laat die oordeel aan God oor. Hy sal sorg. Moenie neerddaal tot op daardie persoon, daardie kwaadwillige persoon se vlak, om kwaad met kwaad te bestry nie, want dit beroof jou van hierdie innerlike vrede. Dan praat hy oor liefde van die vyand. Gehoor julle sê met jou naaste lief hê en jou vyand met jou haat, maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. Julle moet bid vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. As julle die armes help, moenie julle godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie, want dan kry julle geen beloning van julle Vader wat in die hemel is nie. Dieselfde is wanneer jy bid. As julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Nee, gaan in jou binnekamer, dan leer hy vir hulle die ons Vader. As julle vas, moenie op so 'n manier vas. Hoe weet jy partykeer wanneer mense vas? Hulle sê dit vir jou. Sommer dadelik. Jy kan dit op hulle gesigte sien. Jesus sê, moenie so vas nie. Moenie soos die skynheiliges met lang gesigte rondloop nie. Hulle mismaak hulle gesigte so, dat mense kan sien dat hulle vas. Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak nie, waar mot en roes dit verniel, maar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Die manier waarop jy na ander kyk, jou oog is die lig vir jou liggaam. As jou oog goed is, sal jou liggaam lig hê. As jou oog sleg is, sal jou hele liggaam sonder lig wees. As die lig in jou donker is, hoe donker moet dit dan nie wees nie? En dan sê jy kan nie 2 gode dien nie, jy kan nie God en Mammon dien nie. Iewers moet een bo die ander gestel wees. Dan praat hy oor die sorge van die lewe. Moenie julle bekommer nie. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God, vir die wil van God. Dan sal hy al hierdie ander dinge ook vir jou gee. Waarom sien jy die splinter in jou broer se oog raak, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie?
kom met vrymoedigheid na my toe. Vra, vir jou sal gegee word. Soek, jy sal kry. Klop, vir jou sal oopgemaak word. Daar's 2 paaie. Daar's 'n smal weg en 'n breë weg. As valse profete. Kyk, dat iemand dit wat hulle sê, dit wat hulle verkondig, en hulle lewe ooreenstem. Dan kom hy en dan sê hy iets wat my bietjie geruk het. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Nou weet ek dat dit wat ek doen die wil van die Vader is. Dit kan net gebeur as die Heilige Gees dit in my werk, dat dit so moet gebeur. Hy sê, baie sal daardie dag vir my sê, dis met die oordeelsdag, Here, Here, het ons dan nie in U naam gepreek nie? So hy praat selfs met die dominees. Hy sê, deur U naam bose geeste uitgedryf, en deur U naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Hoe werk dit? Hoe kan ek bose geeste in die naam van Jesus uitdryf, maar nog steeds hel toe gaan? Want my verhouding binne, onthou, as ek dit in die naam van Jesus doen, sal hy sy naam eer. En dit kan gebeur, want ek doen dit in die naam van Jesus. Maar dit gaan om myself, om my eie eer, nie om sy eer nie. Dit is gebore uit my eie persepsie wat ek wil stel voor mense, my eie indruk wat ek op hulle wil maak. Dit gaan nie oor hom in die eerste plek nie. Bou jou godsdiens op die vaste fundament. Wat het al hierdie dinge wat Jesus gesê het in gemeen? Ware godsdiens begin binne. Daar is 'n woordjie wat Jesus gebruik in hierdie preek, wanneer hy hierdie preek begin. Dan gaan julle vandag Grieks leer, en dan volgende Sondag gaan vra, wat was hierdie woordjie? Die woordjie is makarios. Makarios, in die ou taal, het ons gepraat van welgeluksalig. Jy's wel, jy's gelukkig, jy's salig, 3 maal gelukkig. Makarios, uitermate gelukkig. Makarios is 'n geluk wat die wêreld nie kan gee nie. Dis 'n diep innerlike geluk, 'n vrede, 'n voorspoed wat gegrond is in God se goedkeuring. Met ander woorde, dit verskil van wêreldse geluk in die sin dat dit die manier is waarop ek voor God staan. Jesus kom in hierdie gedeelte en hy kom keer die wêreldse waardes om. En hy sê vir hulle, God se werk laat mense gelukkig, geseënd wees, omdat hulle in die regte verhouding met hom leef. Nie omdat hulle 'n maklike lewe voor God het nie. Met ander woorde, dit is 'n toestand voor God. Dit is nie net 'n gevoel nie. Dit is 'n goddelike uitspraak van welbehae oor my lewe. Jy's in die regte posisie voor my. En dis 'n belofte van toekomstige vervulling. Jy sal vertroos word. Aan jou behoort die koninkryk van die hemel. En dit is waarom dit gaan. Die volgende paar Sondae gaan ons 'n bietjie meer daar rondom uitbrei. Kyk, wat beteken dit? Mag die Here gee dat in hierdie gemeente, in ons omgewing, in ons lewens,
hierdie dinge op vrugbare grond val en dat daar herlewing sal kom. Opnuut weer. Mense wat net weer opnuut weer in dankbaarheid aan die Here opkyk en sê, Here, hoe goed is U vir my? Ek wil U dien. Kom met U heilige asem. Verander my, vernuwe my. Maak my in staat om U te verheerlik. Amen. Kom ons bid saam. Here, soos U destyds daar op die berg met die volk gepreek het, die ook vanoggend met ons kom praat. U roep ons om sout en lig te wees, om anders te leef as die wêreld, om lief te hê daar waar dit self seer maak, om genadig te wees met ander soos U met ons genadig is. Here, dankie dat U nie net hierdie hoë standaarde vir ons stel nie, maar dat U self die pad geloop het, self gedoen het, vir ons gewys het hoe om te doen wat U van ons vra. Dankie dat U dit nie net gepreek het nie, maar dat U dit kom leef het, vir ons kom wys het, dit kan. Here, ons weet dit is nie maklik nie. Ons weet, dit verg inspanning, dit is soos 'n wedloop, dit verg om voorbereiding, om onsself in te oefen. Maar, dankie dat U, deur U Gees, ons daartoe help. Help ons, Here. Lei ons. Maak die pad voor ons gelyk. Gebruik ons. In Jesus se naam. Amen.